Onder ons voete lê die fondament van die beskawing, grond wat vir duisende jare deur mensehande omskep is. Maar hierdie donker aarde verberg 'n geheim wat alles verander het wat ons weet oor die voeding van die wêreld. In die 19de eeu, soos die bevolkings toegeneem het, het boere 'n krisis in die gesig gestaar. Die aarde se natuurlike voedingsstowwe het vinniger uitgeput as wat dit vervang kon word. Die wêreld was besig om uit kunsmis te raak. In 1909 het die Duitse chemikus Fritz Haber die kode gekraak en stikstof suksesvol uit die lug onttrek. Karl Bosch het die proses afgeskaal en teen 1910 is die Haber-Boschse proses gebore om lig in brood te verander. Teen die 1950s het sintetiese kunsmisproduksie ontplof. Oesopbrengste het verdubbel, dan verdriedubbel. Die groen revolusie is gebore en dit het gelyk of die mensdom uiteindelik honger oorwin het. Maar hierdie oorvloed het teen 'n verborgde prys gekom. Naarmate kunsmisgebruik toegeneem het die onbedoelde gevolge ook toegeneem. Afloop het dooie sones in ons oseane geskep en stikstofoksiedvrystellings het ons planeet begin verhit. Die golf van Michiko se dooie sone strek nou oor meer as 6000 vierkante myl. Elke somer daal suurstofvlakke wat 'n onderwaterwoestyn skep waar niks kan oorleef nie. Maar dit laat 'n selfs groter vraag ontstaan: hoe voed ons 8 miljard mense sonder om ons planeet te vernietig? Die antwoord lê dalk in die einste tegnologie wat hierdie probleem geskep het. Presisielandbou gebruik satelliete en kie om kunsmis met chirurgiese presisie toe te dien. Drones karteer velde, sensors monitor grondgesondheid en slim stelsels lewer presies wat plante nodig het, wanneer hulle dit nodig het. Intussen bewys organiese en regeneratiewe boerderymetodes dat ons met die natuur kan werk, nie daarteen nie. Dekgewasse, wisselbou en kompos toon merkwaardige resultate. Die verhaal van kunsmis is die verhaal van menslike vernuf, ons vermoë om een probleem op te los, net om nuus te skep. Terwyl ons by hierdie kruispunt staan, moet ons vra, kan ons uit ons verlede leer om 'n meer volhoubare toekoms te laat groei?